Goeiemôre, goeiemiddag, goeienaand. Jy is ingeskakel op Bloodsport Media met Bert Mostert en Skalk Strauss in the house. Yes, goeienaand. Wat? Deel 2. Goeienaand deel 2. Goeienaand, jy's by deel 2. Wat sê die ou Skousa? So reg vir hierdie upcoming fights. Ja. Van deel 2. Ja, weet jy, ek is lief vir joke en nonsens praat in die begin, maar ons het nie nou tyd vir sulke nonsens nie. Ons moet nou inspring. Ja. Dat ons kan spring. Welkom aan Net Radio, al ons luisteraars daarso. Welkom aan Radio NFM, al ons luisteraars daarso. En 'n hartlike welkom aan ons YouTube luisteraars. Ek hoop julle almal op elke platform geniet hierdie en ek hoop julle is so opgewonde soos ons oor hierdie naweek want oh my word, dit is 'n groot ene. Dis 'n baie groot ene. So Skalk, jy mag maar voortvat my maat. Verwelkoming is nou klaar. Ja. Is almal verwelkom. Almal is welkom, almal voel gemaklik. Gooi 'n koppie koffie of 'n koeldrankie of 'n dingetjie en sit agteroor en geniet hierdie potgooi. Upcoming fights. Daar's mos nou Jake Paul teen Mike Tyson. En so 'n paar fights saam met dit op die ander kaart en mos nou UFC 309. Jones teen Miocic. Ja. En die naweek. ek moet daarom net sê ek stres al 'n hele week lank oor wat gaan ons nou kyk? Gaan ons nou die UFC kyk of die Tyson Paul fight? Want ek om die waarheid te sê, ek is eintlik 'n klein bietjie meer nuuskierig oor die Tyson Paul fight. Al is dit nou nie so relevant tot wie gaan champ raak of wat nie, maar ek meen, dis 'n pro fight en dit gaan vir ewig op hulle rekords wees. So dis 'n groot een, is 'n first of its kind. En so ek is baie opgewonde oor dit, maar nou weet ek die UFC, as ons dit mis, dan mis ons dit. Hulle sal dalk 2 highlights, 3 op die meeste op die STVR uitsaai en dan is dit verby. Maar die goeie nuus is, Skalk, wat my so mooi diplomaties aanjaag om vinniger te praat. That's what you said. Maar Tyson en Paul fight Saterdagoggend in Suid-Afrika. Ongeveer 5 uur sê hulle verwag hulle die ringwalks van die main event. En die UFC is die Sondagoggend, so skala ons lak is dubbel en dwars in. Lak is in. Ja, ons kan al twee kyk. Al moet ek nou die volgende oggend werk, ek sal maar vroeg opstaan. Ag, Saterdag. Ja, dit is mos Saterdag. Is die winkel oop, maar ek slaap eerder op die job. En kry 'n warning en het hierdie fights gekyk as anders 9 uur. So. Ja, nee, wat easy peasy lemon squeezy. No problemo. Okay. Gaan ons na Arlington toe. Arlington, Texas. Op Netflix en alles. Kyk. Ja, sê maar. Ek weet nie of jy dit dalk wou gesê het nou nie, laat ek jou so rudely interrupted nie. Yes. Dis nie net op Netflix nie, daar's 'n paar platforms en een van hulle is op daai Jake Paul se YouTube channel, daai Most Valuable Promotions. Die geveg gaan live uitgesaai word op dit ook. So, jy het geen verskoning om dit nie te kyk nie. Jy hoef nie Netflix te hê nie. En daar's dan nog 'n ander plek wat jy dit ook kan verniet stream. So, as jy hierdie wil kyk, jou grootste uitdaging sal wees om net 'n bietjie vroeër op te staan. Okay. Maar voor ons dan by daai fight geveg kom, is daar ene Mario Barrios teen Abel Ramos. 12 rondes vir Barrios se WBC welterweight title. Ek is nog nie so bekend met Abel nie, maar Mario is mos nou maar 'n ou hand. So ek het 'n paar fights van hom gesien. Ja, al wat ek vir jou kan sê, dit is nie Cain se broer nie. Dis nie daai Abel nie. Dit is so wat dink jy. Yesie, dis die naaste wat ek kom in Abel Ramos. Ramos klink Mexican. So daai 2 tips kan ek vir jou gee, maar verder is dit weet ek nie. Ek het net gedink ons noem dit hierso want dit is 'n WBC title fight, so dit is belangrik en ons albei ken vir Mario Barrios. Hy het mos teen Tank Davis gefight, hy daai Jordanis Ugas wat mos vir Manny Pacquiao gewen het voordat hy retire het. Hy het vir Ugas gewen, so
ek sal nie sê hy's in die top 10 pound vir pound nie, of nie seker in die top 20 nie, maar hy is 'n wêreldkampioen en hy is goed. En hy's 'n lekker fighter. Hy slat lekker en hy beweeg lekker en hy het daai Mexican Azteca warrior spirit, so is altyd lekker om hom te sien. Maar dis dit, ons gaan nie verder oor daai twee manne praat nie. Sou jy dalk die aand nie kan slaap nie en jy staan vroeër op en jy gaan wil sommer 'n paar ander card fights kyk, weet net Mario Barrios en Abel fight teen mekaar. Okay. Kou main event, neem ek aan. Dis die twee dames. Katie Taylor teen Amanda Serrano. Rematch. 10 rondes vir Taylor se hele klomp alfabetiese titles. Junior welterweight titles. Kan nou nie almal noem hier. Nee, wat ons almal die 4 main ones. Yes. Rematch van daai gevaarlike historiese geveg. Goed. Kom ons begin deur te sê jy hoef nou nie vir my 'n breakdown te gee van die eerste ene nie. Net op 'n skaal van 0 tot 10. Hoe 'n goeie geveg was daai vir jou gewees? Hy was so 10 amper. Ja, ja. Wag. Dit was 'n kwai fight. My maat, ek persoonlik vir my, ek kan verkeerd wees, ek het nou nie alles deurgekyk in my gedagtes of in my geheue, alle female fights wat ek al in my lewe gekyk het nie, maar op hierdie stadium, as jy vir my moet vra, Bert, wat is die beste female fight wat jy nog in jou lewe gesien het, sal ek sê hierdie ene. Jok, dit was goed gewees, jong. En wie wat is vir my interessant, ek sien dit nou raak terwyl jy dit lees. Hulle fight mos nou vir Taylor se junior welterweight allei titles. Junior welterweight is 140 pond. Hulle vorige geveg was by lightweight gewees, 135 pond. Maar is verskriklik interessant want Katie Taylor is 'n natural lightweight. Sy het nog haar hele loopbaan deur 135 pond gefight. Ek dink amper tot in die Olimpiese spele was sy 'n lightweight gewees. So sy's 'n konstant, sy bly konstant op daai gewig haar hele loopbaan deur. Sy het 2 fights terug. Het sy teen wat is hy vrou se naam? Chantel Cameron. Het sy opgegaan in weight, na junior welterweight toe waar sy nou is, vir die eerste keer in haar loopbaan, en toe verloor sy teen haar, en toe het almal gesê, okay, you dared to be great om op te gaan in die champ daar te fight, nou kan sy afkom na jou toe, en vir jou behelde fight, waar jy nou weer die voordeel gaan hê, toe sê sy nee, ek soek haar, op haar natural weight, want ek wil haar beat, sy is 'n competitor. Toe sy weer gekampaign in 140, en sy het vir Chantel Cameron gewen in 140. Nou, wat nou interessant is, Amanda Serrano, soos wat Katie nou nog net in 2 weight classes in haar lewe was, en in 2 titles gehad het, Amanda Serrano, daai vrou is soos in seker een van die flippin gevaarlikste vrouens. Ek dink sy seker the most accomplished combat sports athlete in die wêreld, want sy het mixed martial arts fights, ek dink sy's iets soos 5-0, sy het grappling matches gedoen, sy's 'n stoeier gewees, soos ek weet nou nie presies watter tipe stoeierie, maar soos professioneel. Nou nie pro wrestling wat hulle nou rof stoei speel nie, 'n regte soos NCAA champ of something gewees en 'n bokser. Nou in boxing het sy al in 9 verskillende gewigsklasse geveg en nee, sorry, in 7 verskillende gewigsklasse geveg en titels gehou, en in daai 7 gewigsklasse het sy al 9 van die Big 4 titles gewen. So vir haar is dit soos tweede natuur om op te gaan na ander weight toe. So sy sit met 7 gewigsklasse, Katie Taylor sit met 2. Ek dink Katie Taylor is die natuurlike groter vrou as Amanda Serrano, maar waar dit vir my lekker is, toe sy en Katie die eerste keer geveg het, toe Katie mos gewen met punte, en dit was 'n verskrikkelike close fight geweest, en sy het vir Katie amper geknock-out ook nog.
toe sy verloor met punte, want dit was die eerste keer wat Serena in lightweight gefight het. Sy was die featherweight champion wat 100 iets in die 20 pond is. So almal het aangegaan oor, dit is die eerste keer in haar lewe wat sy 2 gewigte opgegaan het en dis die hoogste wat sy nog geveg het. So obviously het Katie Taylor 'n baie onregverdige voordeel gehad in daai gewig, want sy was die natuurlike groter vrou en sy's gewoond in daai gewig. Toe gaan Serena terug featherweight toe en sy verdedig haar belde iets soos 2 keer of 3 keer, baie impressive. Toe flippend spring sy op na junior welterweight toe, na 140 pounds toe. So sommer 3 gewigte op en sy loop fight daar teen. Onthou jy, ons het gepraat, daai vrou se nickname was die Sledgehammer. 15-0 met 13 knockouts of iets soos dit, en dis crazy. En ons het gesê, hier kom 'n fout. Toe kom hy Serena en sy knock hy vrou uit. En toe sê Serena, sy voel so gemaklik in hierdie gewig en sy voel sterker en bla bla bla, jackery. En nou fight hulle albei vir die tweede keer op 140. So dit voel vir my die speelveld het nou baie meer gelyk geraak in die proses. So, dit is interessant, jong. Ja, nou het ek 'n verskriklike lang build-up vir die ding gegee. Maar dan wil ek nou weet wie gaan wen. Okay, dus ek is bly jy vra, Skalle. Ek sal vir jou sê. Wel, ek kan nie sê wie gaan wen nie, daai is near impossible. Of wie is jou geld? Ek as ek moes geforseer word om geld neer te sit, sou ek gesê het ek sit dit op Amanda Serrano. Omrede sy weight disadvantage gehad het die eerste keer en sy het nog steeds vir Taylor seer gemaak en sy het dan nog steeds amper geknock-out. Nou dat dit 'n meer even playing field is, nou dink ek kan sy dalk 'n bietjie meer skade doen. Maar ons weet nie, ons moet maar kyk, maar ek sal so liggies meer leun na Serena se kant toe. En jy? Ja, ek het nog gehoop jy sê iets anders. Maar ek sal ook, dit voel amper ek wil ook meer na toe lean, mis maar met my gut sê. Ja, wel, ek gaan maar met dit. Dis 'n close fight, dis 'n close ene, ons kan horribaal verkeerd wees, maar ons kan nou net stry oor iets anders. So. Nou kom ons gaan sommer na die volgende fight, die main event, waar jy slapelose nagte. Jake Paul teen Mike Tyson. Yep, Mike Tyson. Die legendariese Mike Tyson. Jake Paul, kom ons sê sommer hulle rekords, 10-1, so die ou het nou al gevorder, 7 knockouts, met 'n finish rate van 70%, ons nou? Glad nie bad vir 'n YouTuber nie, né? Ja. En nou Mike Tyson is nou al amper 100 fights, 50 wins, 6 losses, 44 knockouts, met 'n finish rate van 80%. Dis en onthou, om 'n finish rate van 80% te hê, vanaf jy op 19 jaar oud die wêreldkampioen was, so hierdie ou fight champs of nommer 1 contenders op 'n ry, om 'n 80 en jy loop retire met 'n 80% knockout ratio, dit wys jou rammer net hoe diep gevaarlik is daai man, jong. Maar wat ek nou sien interessant is, net 8 rondes. Ja. En hulle fight op heavyweight. Ja. Wel, ek is bly. Ek is eerlikwaar, die hele reëls van die geveg is baie meer voordelig vir Tyson as vir Paul. Nommer 1 heavyweight. Jake Paul is eintlik 'n cruiserweight, so hy fight nou uiteindelik iemand wat groter as hy was. Die enigste ou wat hy nog geveg het wat dalk groter as hy kon gewees het, was Tommy Fury, maar hulle het come way in dieselfde geweeg, so dit was regverdig geweest. Nou fight hy teen 'n legitimate heavyweight, wat 20 keer ouer as hy is, maar hy is ten minste groter as hy. Dit is 8 rondes. Dit is voordelig vir Tyson. 3 minute rondes. Nee, hier kom nog ene.
2 minute rond is, so ou arme Tyson se ou lyf kan meer kans kry om te herstel tussen in 'n ronde, so dis voordelig vir hom. En dan last but not least, normaalweg is 'n heavyweight, in heavyweight professional boxing het jy 10 ounce gloves op. Wat groot is, maar vir 'n heavyweight is dit maar nog klein, want jy slaat hard. Ja. Hulle fight nou met 14 ounce gloves. Soos in heavyweight amateur boxing, afhangende van waar jy boks, is dit gewoonlik tussen 12 en 14 ounce gloves. Hulle vat 14 ounce gloves. So dit is amper hierdie size gloves waarmee jy op die heavy bag werk om jou hande te beskerm. Is dit waarmee hulle gaan veg. So ja, die glove size benefit al twee van hulle, want ek dink ook Jake Paul wil deur 'n 10 ounce glove raak geslaan word, al is Tyson so oud nie. Ja. Maar ja, ek hou van hoe die reëls uiteengeset is. Tyson is nie vir 'n one gevat nie. Hy het 'n fair shake gekry. Bly. Okay, Maar laat loop met daai predictions Nou, of met jou breakdown dat ek kan sê wat ek dink. Okay. Dis ek hoop ons verskil. Ja, ons gaan dalk verskil, né? Gaan dalk. Ek dink ons gaan. Die ouderdomme, kom ons begin by die grootste van alles. Jake Paul is 27 jaar oud, Mike Tyson is 58 jaar oud. Jy sien, dit is 31. Dis 31 jaar oud verskil. Ek sal te sleg voel as ek Jake Paul is. Nee, wat my maar daai man sien net dollar signs in notoriety of wat noem 'n mens dit. Ja. My twee grootste vrae. Kyk, vir Jake Paul is daar nie te veel questions. Daar's nog steeds, maar nie te veel nie. Ek het genoeg gesien. Met Tyson is dit moeilik. Dis eintlik 'n baie moeilike geveg om te voorspel, want die ding is elke keer jy vra vir jouself 'n vraag. Is dit so of is dit so? As dit so is, dan gaan dit hierdie kant toe, as dit so is, gaan dit daai kant toe. Nou vra jy weer, gaan hy so of so? Dan split dit weer op. Die eerste ding is, en dit is nou nie fisies nie, is hierdie regtig geveg? Of het hulle vooraf beplan, soos die WWE, ons gaan dit saggies op mekaar vat, of ons gaan so en dit gaan 'n draw wees, of Jake gaan wen, maar Tyson gaan die lion share van die geld kry, of Dom gaan wees, maar dit gaan stupid wees. Ja, dit gaan die wêreld kwaad maak, maar hulle twee gaan benefit, en hulle gaan nie hulle breinselle verloor nie, maar ons gaan kwaad wees, as dit 'n fake is. As dit uitkom, dit is fake. Ja, maar ek persoonlik voel nie, dit gaan scripted wees. Ek dink hierdie manne gaan mekaar roer. Ek dink nie Mike Tyson verstaan hoe dit werk om nie. So doen nie, ja, ek meen hy sal 'n kontrak teken en sê, okay, ons beplan dit. En as hy klok lui dan haak sy kop uit, dan gaan hy van 'n kontrak. buite die kontrak se oor af en dan gat hy vir Jake. So ek dink nie dit gaan gebeur. Ek dink dit gaan reël wees. Hierdie ouens gaan mekaar regtig waar probeer skei van hulle bewussyn op 'n mooi manier of op die mees gewelddadigste manier wat jy kan. My tweede vraag is, en dis eintlik die groot ene, gaan Mike Tyson dieselfde kan lyk as wat hy gelyk het toe hy teen Roy Jones gefight het? As hy lyk soos wat hy teen Roy Jones gelyk het, then we have a fight. Dan kan ons lekker gesels en ons kan predictions maak. Maar as hy swakker lyk, ouer lyk as dit, dan raak dit borderline gevaarlik. Dan verstaan jy, dan raak ek bekommerd vir sy gesondheid. Net vinnig om deur die feite te hardloop, eers in Jake Paul se kant, ons maak nou soos 'n hofsaak. Ons maak nou 'n case vir Jake Paul, en daarna sal ons vir Tyson. Jake is 30 jaar. Ja, ek dog Tyson is oud. 90 miljoen sekondes. Dis wat ek eintlik wou gesê. Kort, ek weet ook nie op hoeveel dit afspeel nie, maar Okay. Hy's 30 jaar jonger, hy's in sy physical prime. So as jy in jou physical prime is, jou stamina hou langer, jy recover vinniger as jy moeg geraak het tussen in rondes. As jy seer gekry het, recover jy beter, tot jou brein se die manier hoe om punishment te absorbeer
is beter en jy herstel vinniger, so om in jou physical prime te wees versus om 'n 58-jarige man te wees, movies 'n groot verskil. Die tweede ene, Jake Paul is 'n baie aktiewe fighter. Hy het sy tweede pro fight, daai teen Nate Robinson, het hy gedoen in, wanneer was dit, Maart 2020 of November 2020? Dit is op die ander kaart van Tyson en toe Tyson teen Jones fight, toe fight Jake Paul op die ander kaart. Toe sit sy tweede fight, sy eerste fight was ook teen een of ander influencer of 'n ding wat hy ook geknockout het in die eerste ronde, en toe het hy hier vir Nate Robinson geknockout ook, ek dink in die eerste of die tweede ronde. So nou staan hy al op 11 fights. So hy het wat 10 vanaf hy Tyson laas gefight het hy nog 10 fights, 9 of 10 aangefight. So dit wys jou net in 4 jaar hoe aktief hy was en Tyson het niks gedoen nie. Hy het nie eens getrain vir 'n fight nie, wat nog te sê gefight. Jake Paul, glo dit of nie, hy het nie begin met goeie opponente nie, maar elke keer het hy iemand beter, iemand meer ervare, beter striker. Hy het gebou, totdat hy nou al 'n paar regte boksers ook geveg het. So ek gee krediet vir hom. Ek weet die helfte, nie die helfte nie, 90% van die wêreld wil sien hoe hy geknockout word. Ek is dalk een van daai 90%, maar ek gee vir hom sy krediet. Hy respekteer die sport en hy raak beter en hy challenge homself om beter te maak. Hierdie is 'n groot ene wat nie in die ring plaasvind nie, maar Jake Paul is 'n uitstekende matchmaker. Hy kies altyd sy opponente dat hy meer voordele as hulle het, of vir die ouderdom, of die size, of die feit dat hy's 'n bokser en die ander ou is 'n MMA ou. Hy kry altyd 'n manier om 'n ou te kies wat hy weet hy het meer voordele as nadele oor hom, en hy het iets gesien in Mike Tyson wat hom laat voel hy kan dit uitbuit en hy kan wen. So dit is seker nie veel met die ouderdom te doen. Dit het seker maar alles met die ouderdom te doen. En dan die laaste ene is definitief vir Jake Paul die varser bene. En dit klink flippin weird om te sê in 'n boksgeveg, hulle skoppie mekaar, maar sonder goeie bene is jy useless as 'n bokser. Jy moet kan inbeweeg om jou hoë talent, jy moet kan uitbeweeg om uit gevaar uit te kom. As jy 'n stationary target is, dan gaan die ou net rondom jou dans en jou afpik. Veral as die opponent nog 'n reach advantage ook het. Jake Paul, sover ek weet, het 'n reach advantage bo Mike Tyson. So as Tyson nie kan rondbeweeg nie, dan gaan hy in groot moeilikheid wees. Okay, dis al die voordele vir Jake Paul. Mike Tyson, prime Mike Tyson teen prime Jake Paul. So 'n ander storie. Mike Tyson sal 10 Jake Pauls in 'n ry, dalk sommer gelyktydig gewen op dieselfde aand, maar hy is nie meer 'n prime nie. Ek wou net daai vinnig daar gesit het. As nou dit soms uitgespeel. Laat almal net weet, in real life, prime versus prime staan Jake nie 'n kat se kans nie. Die ander ding is, Mike Tyson, ons gaan nou aan oor hy's 'n 58-jarige man, en ons het al gesien hoe Holyfield op 58 geknockout is, en ander ouer manne, jy sien nie eens veel van hulle fight nie, want dit is te flippin oud. Maar Mike Tyson is nie 'n normale 58 nie. Hy is die epiphany van 'n freak of nature athlete. Daar's iets in sy liggaam, daar's iets in sy DNA wat hom net 'n bonatuurlike atleet maak. Ek weet nie wat dit is. Ek meen tot die manier hoe hy gefight het teen Roy Jones Jr. 4 jaar terug, toe hy 54. Niemand het hom 'n kans gegee nie. En hy het soos vir 8 rondes hard gegaan. Hy het die houe gevat, hy het nie moeg geraak nie. Hy was highly competitive en hy het 10-10 in die fight gewen, dan het hulle dit 'n draw gegee. So jy kan nie hierdie ou onder die standaard van 'n normale 58-jarige sit nie. Die ander ene is, hy het al hierdie tegnologiese voordele of wetenskaplike voordele, wat ook al jy dit wil noem. Hy doen hierdie electrical muscle stimulation, EMS, daai wat hulle daai
stiekertjies op jou plak en as jy oefen, dan skok dit jou, laat dit jou beter laat groei. Hy doen TRT, hierdie testosterone replacement therapy, hy doen stem cell therapy, hy die beste nutritionists, die beste strength and conditioning trainers, soos daai ouens kry magic met daai ou reg. En as jy kyk hoe hy nou lyk, jy het mos gesien hoe hy lyk, jy kan nie glo hoe daai ou toppie, daai biceps smaak, dit is ryp om te explode om 'n ou te slaan. Sy biceps maak eintlik sulke knoppe. Sy skouers is so rond en so groot. Hy's 'n flippin unit. Hy's 'n unit. Jy kan nou sien sy core is baie dikker as wat dit was toe hy jonger was, maar hy's gespierd en hy het 'n groot bors en hy het 'n groot stuk kop. So dis baie hy lyk baie impressive. As hy kan fight soos wat hy lyk, dan gaan hy vir Jake Paul vermoor daai oggend vroeg. Ek wil met groot versigtigheid die volgende sê, want ek wil nie hê die mense wat luister moet 'n verkeerde indruk kry of iets verkeerd doen nie. Maar Mike Tyson is mos maar baie stout met die verskillende goeters wat hy al gebruik het in die substance abuse goeters. Nou toe hy jonk was, het hy baie gedrink en hy het baie chemically enhanced dwelms goeters gebruik wat sy name ek nou nie sal sê nie. Wat verskriklik skadelik vir jou brein en jou liggaam en alles is. Maar hierdie man is nou al vir 'n lang tyd skoon in die sens van hy drink nie regtig waar meer nie, hy gebruik nie meer daai tipe dwelms nie en dit is nou wat ek wil sê met versigtigheid. Daar's 'n ding daar buite soos microdosing wat hulle een of ander soos 'n tipe shroom of 'n mushroom gebruik, maar jy moet dit mos nou maar doen met mediese professionele en hulle sê wat gebeur is hierdie en ek praat nie nou as 'n expert nie, ek praat maar soos wat ek die goed hoor by Joe Rogan en by 'n klomp verskillende kenners op hierdie veld. Hierdie goeters maak dat jou neural pathways weer nuwe bane in jou brein kom en om jou brein te ontwikkel, waar alkohol en hierdie goeters jou brein vernietig, dit maak jou pathways destroy dit. En ek het al by baie ouens gehoor in MMA, Luke Rockhold en al die manne wat ook hierdie goeters gebruik, obviously in klein dosisse. So ek sit te wonder of Tyson dit nie dalk oor die jare kon reggekry het om baie van die skade wat hy gedoen het toe hy jonk was, al te begin herstel en reverse het nie. Want in die einde van sy loopbaan, voordat hy nou maar finaal afgetree het hy swak gelyk en hy het nie meer die lewenslus gehad en hy was, verstaan jy, al daai goeters. Ek dink hy was gaar, hy was op, hy was klaar, hy was moeg van die lewe. Nou het hy vir 20 plus jaar gegaan, wie weet, dalk het sy brein al baie begin herstel, hy artikuleer homself beter, hy kom meer intelligent voor, hy het obviously baie meer wysheid met sy jare in die lewe en al sy ervaring, so dit kan wees hoekom hy dalk teen Roy Jones so goed kon perform het, want sy brein is nie meer so beskadig soos wat dit was nie. Nou moet ek vinnig maak skalk, ons tyd is amper uit. Sy power is nog daar, power is die laaste ding wat gaan. Sy boxing fundamentals is nog daarso. Niemand hoef hom weer te leer om dit te doen nie. En fundamentals is die belangrikste ding op aarde. Dis vir my belangriker as spoed en krag en reflekse en hierdie neon talents. Hy het beide dit. Hy het die krag en hy het die fundamentals wat hy by Castamada en Teddy Atlas geleer het. Styles wise is hy 'n baie bad styles matchup vir Jake. Jake is 'n ou wat long distance fighting, hy wil sy houe strek, lekker talk op het kry. Tyson het hierdie head movement, woep woep woep, kom in naby, rip na die body, uppercut, hooks, hy skeer jou uit mekaar uit van naby af. En ek het nog nie gesien hoe Jake regtig waar goeie inside fighting gedoen het. So my vraag is net, as hierdie man inkom en begin unload op Jake, en Jake kan hom nie clinch of uit die pad uitkom nie, wat gaan Jake doen? Dan is hy in 'n fout. En die laaste ene is, Jake kon nie vir Nate Diaz of vir Anderson Silva geknockout het nie. Albei was kleiner as hy, nie een van hulle was professionele boksers gewees nie.
en hy kon hulle nie gestop het nie. Nou fight hy teen 'n legitimate heavyweight en 'n wêreldkampioen of 'n ex-wêreldkampioen bokser. Soos letterlik die enigste ding is net die ouderdom, die groot ene. So ja, daai is my breakdown of alles wat ek sien. Jy moet maar nou vir my sê op grond van Moet ek nou my breakdown? nee, flip, Jesus, ons nog tyd vir dit. Jesus, ek raak al bekommerd, ons tyd is al so, Okay, is ek al sal maar op. my breakdown los vir hierdie episode. Okay, maar jy moet hom iets gee. Nee, ek dink my eerste prediction is toe ek nou weer hoor hulle fight nou weer is ek dink Jake Paul is my geld op. Of met punte of hy gaan hom dalk iewers stop hier aan die einde van die fight toe. Op Tyson sal seker in die begin goed lyk en maar daai ouderdom is maar net vir my too much. Dis te 'n groot verskil. En ek haal niks weg van Tyson af, ja, hy kan hom dalk knock-out. Ek meen, soos jy sê, die laaste ding om te gaan is die power. Ja. So as hy vir Jake kan skoon in die begin, hy moet dit in die eerste 2 Ja, dan moet hy dit finish. Hy moet hom vinnig finish, anders gaan dit hoe langer die fight, hoe meer gaan dit na Jake toe gaan. So, maar as ek nou moet geld sit of moet sê Jake Paul met punte of 'n knockout of hulle gaan 'n TKO, hulle gaan hom stop. Skalk, weet jy, dis eintlik amazing hoe baie dieselfde jy as ek dink, maar jy het nou gesê ons moet verskil, so ek sal verskil. Ek voel presies dieselfde as jy moet in watse 2 rigtings die fight kan gaan. Ek dink Tyson kan dalk in die eerste 3 rondes het hy sy beste kans om vir Jake te knock-out. Veral terwyl hulle nog droog is, terwyl hulle nog nie ordentlik opgewarm is, terwyl hy nog nie vir Tyson uitgefigure het, Jake Paul nie, en terwyl Tyson obviously nog so vars as moontlik is. So my gamble is, kan hy dit in die 3 doen? As hy dit nie doen nie, dan diminish sy kanse erg, moet verdubbel omtrent elke ronde. Ek dink hy kan dalk die upset pull en hom in 3. As ek op jou bandwagon moet klim, sal ek sê Jake sal hom of boks tot 8 rondes en moet punte wen, of hy sal hom laat stop. Verstaan jy, hy sal hom stelselmatig afbreek en Tyson kan so moeg raak, laat hy hom knock-out. Maar ek wil amper sê my gut sê vir my, Tyson kan hom vang. Hy kan hom vang in hy eerste 3 rondes. So jy gaan met Tyson. Ek gaan met Tyson knockout in die eerste 3 rondes. My grootste vrees, en dan is ek klaar daaroor gepraat, is dat Tyson oornag oud gaan raak. Dan dit het ek al gesien, die ou lyk nog baie decent in 'n fight. In die volgende fight lyk hy net. Dis 'n ander ding wat ek net nou aan gedink het. Nie net die ouderdom nie, maar soos jy gesê het, Jake is baie aktief geweest vir 4 jaar nou. En Tyson het die geboks. Ja. Hy was in die hospitaal ook op 'n Ja, stadium. hy het mos Hulle 'n sou maagseer gefight of 'n ding het. gehad. En toe was die fight mos afgestel vir hom. So, ek weet nie. I don't think this is gonna go well. Wel, om die waarheid te sê, Jake Paul kan hom knock-out in die eerste paar rondes. Hy het nogal so 'n neiging om vinnig en hard uit te kom en dan haal hy sy voet van die gas af. Maar only time will tell. Saterdagoggend daai saak bekyk. Okay, kom ons spring gou vinnig. Ja, nou moet ons laat loop. 16de in Riyadh alweer. Ja. Daar is so 'n kaartjie. Gilberto, of hoe sê mens nou, Gilberto, Zurdo, Ramirez en Chris William Smith, 12 rondes, Cruiserweight Unification fight. Is ons nog daar? Ja, kyk. Dis net so vinnig hier. Ja, kom ons sê net gou Skalk, al twee hierdie ouens, goeie fighters, net 1 los op hulle rekords, hulle fight mos nou vir daai 2 Cruiserweight titles. Geniet hom, as dit kwaai is, dan praat ons daaroor volgende week. As dit boring is, ons gaan jou nie verder daaroor plan nie. Ek dink ons kan stryd spring na die UFC toe. Okay. Kwaai. UFC 309. Dis mos nou die wolffight, dis mos nou John Jones en Miocic. Maar wat gaan nou op die ander kaarte? Ek gaan baie vinnig net noem. Ons hoef eintlik nie
Ja, ek gaan net so die name noem. Die early prelims, nee. Ja, die early prelims moet ek sê, dis hy Marcin Tybura teen hierdie Denise ou wat sou gefight het teen Derek Lewis. Hulle gaan fight, maar ons gaan dit teen nie kan sien op DStv nie, so ek het my asem gemors. Die opening bout van die prelims is hierdie Nikita Krylov teen Amazat Muzuki, whatever ook al. Maar laas het ek gehoor Amazat is uit, maar ek sien Google wys nog hy's in, so ek weet nie. Jim Miller gaan weer fight, hy is mos al amper so oud soos Tyson. Ek dink hy's afgetree al. Nee, vader. UFC 300. Hy het mos gesê hy wil 400 nog. Okay. Mike Tyson die tweede. Ja, the little Mike Tyson. Chris Weidman gaan fight. Dan die eerste goeie fight waarna ek uitsien is in die main event van die prelims. Jonathan Martinez teen hy Marcus McGee. Hoor maar die name, daai Marcus, al twee van hierdie ouens is flippend goed. Hierdie Jonathan Martinez is 'n sniper met leg kicks. Hy skop jou bene uitmekaar uit. En hierdie Marcus McGee is so 'n klein kort bolletjie spiere. Hy het sulke rasta dreadlocks, maar sulke fynerige dreadlocks. Hy's baie lig van kleur met sulke blou oë. Hy het mos gewys eendag op Instagram of iewers, ek dink dit vir jou gestuur. Want ek sien hierdie Marcus McGee het hy het so 'n bekende gesig. En toe wys hulle een van die karakters op Toy Soldiers. Daai ou movie van die speelgoed. Toe wys hulle vir McGee. Toe sien ek my quotes, dit lyk amper hulle daai model van hom afgemaak. Maar McGee is flipping kwaai. Hy's soos 'n klein bolletjie spiere dinamiet. En hy's aggressief en hy's vinnig en hy's explosive. Daai gaan 'n lekker ene wees. Okay, dan spring ons na die derde van bo af fight. Bo Nickel teen Paul Craig van Scotland. Dit behoort 'n kwaai een te wees. Bo Nickel is mos undefeated. Hy is een van die hottest prospects in die UFC. Of hy is nie so hot in die sin van almal is opgewonde oor hom nie, maar almal voel hierdie ou gaan champion raak, want hy is arguably die beste stoeier wat nog ooit uit Amerika uitgekom het. Soos ek dink hy het hierdie NCAA Division 1 Championships het hy 3 jaar in 'n ry gewen. Ek dink niemand kon dit nog ooit gedoen het nie. En hy het sommer gestoei met professionele BJJ black belts soos daai Gordon Ryan en sulke ouens, en hy doen vrek goed. Toe hy nog nie eens geweet het wat is grappling nie. So ek dink hy gaan vir Paul Craig flippin smoke dalk. En dan is dit die main en die co-main. Dan kan jy maar vir ons sê wat daar aangaan. Die co-main event hoor gou hierso. Charles Oliveira teen Michael Chandler. Kan jy glo hy fight? Ja, uiteindelik. Maar nie teen Conor McGregor nie. Ou Conor is nog steeds ja. Met die wat sy plan. Maar anyway, Charles Oliveira 34 wins, 10 losses, maar ons moet nie daarin vaskyk nie. Nee. Dis seker die ou wat vir my voel met die swakste rekord, wat die beste Ja, fight is. jy's reg. Ja, hy man is gevaarlik, jong. En finish rate van 91% met so baie fights. En dan weet, en nou Michael Chandler, hy self hier swakkeling nie. 23 wins, 8 losses, net 'n 78% finish rate. Maar ook nie 'n man wat jy moet ligtelik opvat. Ja, hy kan vir jou met een hou. So baie verloor al, maar hy is gevaarlik. Hy's soos 'n flippin klein tank. Hy's 'n unit. Kyk, ek weet dit is al mense is al moeg gesê. Ek meen as iemand homself pitbull noem, dan smaak dit ek wil hom sommer 'n klap gee, want dit is almal wil 'n pitbull wees en wat ook al. Kom ons sê dan maar Steffi. 'n varkond. Ja, nee, Steffi. Hy's tenacious en hy kom vir jou en hy's hard en hy's sterk. Ek meen as jy kyk hoe hy teen Charles Oliveira in hy eerste fight gefight. Ja, dis mos 'n rematch. Ja, hy het vir hom geskraap, jong, en hy het vir hom op die grond gepound.
en is hierdie stukkie fris bol spiere en hy slat en hy skop en hy Oliveira probeer submit en hy trek net uit en hy gooi hom op die grond en hy val homself in 'n guillotine in, maar hy is so ongelooflik sterk. Hy gebruik nie eens altyd tegniek om uit te kom nie. Veel tegniek. Ja, maar hy forceer hom uit daai ding uit, want hy soek Hy explode net. Ja, maar ek dink is hy brute krag wat hy het. Maar ek meen, it comes at a price. Dit vreet sy fuel levels verskriklik. Hy die defense is daar nie veel van hom. Ja, nee maar Hy man, lyk dit met is net sy krag en daai explosiveness. en sy hart Ja, wat hom deurdra. Maar ek meen as jy kyk, hy het vir Dan Hooker met een hou geblaas van sy voete af en hulle die fight gestop. Hy het vir Charles Oliveira amper geknockout in die eerste ronde. Hy het Tony Ferguson se kop in orbit ingeskop. Ja, wel sy brein is nog daar in die ruimte iewers. En toe het hy mos nou laas verloor teen Poirier, maar ek meen Hy het ook verloor in teen Poirier, Yes. maar albei gevaarlike fights. ja, Dis a amper fight so- of the night fight. Hy sê in Chandler fight, dis of jy gaan geknockout word of jy gaan Ja, knockout. ja. Dis al hy fight gaan nie punte doen nie. Dis amper soos om teen Driekus te fight. Dis life and death. Jy en al wen jy gaan nie dieselfde wees as jy aan die ander kant uitkom nie, want hy klein strooi, hy mol jou. Hy flip en gee nie op nie. Michael Chandler, sorry dat ek so 2 jaar gelede geveg, is 'n bietjie lank. So vir 2 jaar vir Conor. Vir Conor gesit te wag totdat hy uiteindelik besluit het om aan te beweeg en soos jy sê sy laaste geveg was 'n verloor teen Poirier gewees. Hy is in insane shape. Jessie, ek weet hom nie of daai man 'n bietjie gejuice het in hierdie 2 jaar nie, was hy nie het nie dan, ja. Nee, dan is hy 'n specimen. Ja, nee, hy lyk letterlik soos 'n mini bodybuilder wat nou weight gekat het om te loop fight. Jy kan nie, daar lyk nie eens daar's vet op daai man. Dis net are en spiere en hy lyk goed, jong. Ek hoop hy veg soos wat hy lyk. En dan Charles Oliveira, die rede hoekom ek vir Charles sal pick, ek sê sommer nou my pick. Al kan enige iets gebeur. Dis is MMA en ek dink Chandler is so honger dat hy kan dalk net soos 'n monster unleash word en destroy. Maar Oliveira het 'n knockout oor Chandler. Hy het hom nie gesubmit nie, hy het hom geknockout. Al het hy iets soos 3 keer meer submissions as knockouts wat Oliveira is. Dis sy specialty. Hy kan vrek hard slaan en hy's baie akkuraat. So hy het vir Chandler gekei. Hy is nie net die beter grappler van die twee nie. Hy's die beste grappler in die division. Hy's een van die beste grapplers in die hele UFC. Meeste submissions van almal. So hy's regtig waar diep gevaarlik op die grond. Hy het mos nou nie sulke crazy wrestling nie, maar submissions is hy diep gevaarlik. En vir my die groot gevaar in hierdie fight is omdat Chandler is hierdie American wrestlers type of guys. As hy op die grond is en hy wil opstaan, dan kom hy eers op sy knie en dan staan hy op, so hy gee sy rug. Justin Gaethje doen dit, Poirier het dit al 'n paar keer gedoen. Baie wrestlers is net, hy wil opkom en dan gee hy sy rug vir jou en dan gryp hulle sy rug. Nou Poirier het hom presies so met 'n rear naked choke uitgechoke in sy laaste fight. Nou fight hy teen 'n ou wat vir Poirier uitgechoke het met 'n rear naked choke. So as jy vir my kan sê hy is ge-outstrike in sy eerste fight teen Oliveira en Oliveira is die beter grappler, hoeveel opsies het hy oor om te survive? So ek sal gaan met Ollie. Okay, gaan ons nou weer verskil. Ek gaan maar vir ou laas teen vir Chandler gaan. Okay. Hy gaan hy man opneem. Hy gaan knockout. Voel dit vir my. In die eerste ronde. Regtig? Ja, daai's kwaai. Ja, ek dink daar is 'n kans want hy het dit laas amper gedoen. Mike Tyson. Presies. So ek gaan nou hier. Presies. Ek gaan nou hier vir ou laas vir ou Michael
gaan. Het jy die odds daar vir ons? Ja, regtig, hier is dit. Oliveira minus 250, Chandler plus 205. So Oliveira is definitief die Die favourite. groot favourite om te Maar ek wen. gaan maar vir die upset. Nee, okay, kwaai, ons het hom. Ons kan so 'n bietjie verskil is lang. Ja, flip. Ek is bly om jou weer te wen vir 'n slag. Sal maar sien. Terwyl ons die fights kyk. Okay, Skalla, laaste fight vir die aand, dan moet ons gaan. Vir die grote heavyweight championship. John Jones teen Stipe Miocic. Nou John Jones 27 wins, 1 los. Wat ook al 30. Ja, dit was mos daai elbow besigheid. Wat nie eens regtig, maar anyway. Finish rate 63%. Nee. Miocic 20 wins, net 4 losses, so is nie bad nie. Finish rate 75%, so bietjie beter. So ja, dis mos nou twee manne wat dit smaak eeue laas gefight het wat nou, maar hulle moet mos nou teen mekaar. Ja, vader, ons wil mos hom so graag vir Aspinall en Jones sien, want Aspinall is eintlik die volgende champion, maar ja. Next in line moes hy gewees het. Wat het jy om te sê voordat ek inspring? Moet ek al die odds sê of moet ek maar dit op die Nee, ons kan dit maar vir die... Ag, sê dit, flip dit, sê dit. Die odds is glad nie 'n verrassing nie. John Jones minus 600 favorite en Miocic plus 440. That's as big as it gets in die UFC in 'n main event. Miocic is in sy gesig geklap. Yes, sien daar, hy het klaar die eerste geveg loshande gewen, die odds fight. Kom ek sê vir jou hoekom is daai odds daarso. Okay. John Jones is 37 jaar oud, Stipe is 42 jaar oud. 42 jaar oud om op die highest level in MMA te fight. Ek persoonlik voel as Stipe jonger was, 5 jaar jonger, dan sou ek hom die favorite gemaak het in hierdie fight. Correct. En mos nou obviously meer active gewees het. Hy het laas gefight in Francis Ngannou in 2021. Dis amper 4 jaar Nou terug. vra ek jou, hoe kry hy 'n title shot? Dana White, laat Dana White vir jou sê. Okay, maar- John Jones is the greatest fighter ever. Maar okay, hy was die champion, toe Ngannou hom gewen, knockout, dit Ja, so. en toe Maar gaan hoekom het Ngannou hy nog nou weer uit. fight van daai te af. Nee, die vader weet. As dit dan nou wil fight. Ja, ek weet nie, maar hy is so, hy is 'n fireman. Dis nogals eintlik cool. Hy's 'n firefighter of 'n brandweerman. En so af en toe kom maar 'n fight op wat hom interesseer. Hy sê okay, I'll do it. Hy gee nie eens om wie dit is nie. Dan fight hy die ou en dan gaan hy weer terug na sy normale lewe toe. Hy train sommer terwyl hy werk. Ja. So hy het laas amper 4 jaar terug gefight en Ngannou het vir hom destroy in die tweede ronde. Hy het hom amper doodgeslaan. So gelukkig, ek dink sy brein het genoeg tyd gekry om te rus. Ja nee. Interessant, nê? Nee? John Jones is nog altyd die groter ou gewees en hy's mos nou die light heavyweight champion gewees. Hy was altyd die groter ou met die lange reach. Ek is nie seker oor die reach nou nie, maar nou is al twee van hulle 6'4", 1.93 meter lank. So Jones fight nou teen 'n ou wat sy size is en ek persoonlik voel Stipe is die natural heavyweight. Hy's groter as Jones, hy het 'n digter beenstruktuur, dis sy natuurlike gewig. Stipe is 'n Golden Gloves boxing champion. So die man het goeie flippende hande gehad toe hy nog geboks het en hy is 'n NCAA Division 1 collegiate wrestler. So dis nogals vir my 'n kwaai combination. Golden Gloves boxing champion, super high level wrestling champion. Sit daai twee bymekaar en jy kry 'n baie goeie MMA fighter. Yep. Maar die ouderdom. Jones is een of ander high school state wrestling champion. Nou ek weet nie of hy na high school die state wrestling champ gewees het of dit in high school of wat was hy, maar ek weet net hy het 'n baie high level wrestler. Hy is 'n baie high level wrestler en die mense hou nie op daaroor praat. Ek meen DC was hy nie ook Olympics toe of iets gewees nie en hy en DC kon nie mekaar
oor mekaar stoei nie, soos hulle het mekaar geneutraliseer. So kom ons neem net aan, hy is 'n baie goeie stoeier. Die voordele wat die twee ouens het, Stipe het definitief, without a shadow of a doubt, die power advantage. Ek meen, hy het meer heavyweights genock out as wat Jones light heavies kon genock out het. Stipe dink ek het 'n baie goeie chin, at least gehad. Ek weet nie in wat se toestand dit nou is. Ek meen, hy het vir Francis Ngannou vir 5 rondes lank gefight in hulle eerste geveg. En Ngannou het hoeveel hou op hom geland en hy het dit net geëet en vir Ngannou opgeneek oor 5 rondes. So hy kan 'n hou vat. Die laaste fight in Ngannou was 'n heel ander storie gewees. So nou weet mense, het sy ken herstel, is alles waar dit moet wees, maar as jy nou vir my moet vra wie die beter chin tussen die twee, dan sal ek sê Stipe. En soos wat ek nou net gesê het, hy is die natuurlike heavyweight, so hy is groter as Jones. Jones se voordele is, hy kom altyd met 'n ongelooflike gameplan, en hy bestudeer mos sy opponent soos iemand wat obses oor hom. Hy ken elke beweging, hy ken elke tel, hy ken as hy teen jou fight, dan is dit amper asof hy het elke possible outcome gesien. Jy kan jou toon beweeg, dan weet jy gaan nou 'n left jab gooi of wat ook al. So, dis die gameplan nie, dis obsession, maar saam met dit kom daar 'n goeie gameplan by. So hy definitief dit. Ek dink hy het baie meer offensive weapons. Hy gebruik sy elmboë baie, hy doen hierdie hand fighting baie, hy het daai skop op 'n man se knie heeltyd op die distance, soos hy het so baie verskillende weapons waar Stipe eintlik net meer 'n straight-up boxer is en af en toe gaan vir leg kicks. Mind you, Stipe het 'n beautiful left hook to the body wat hy vir DC mee gewen het in hulle tweede fight. Jones het ook baie meer kreatiwiteit met sy attacks. Jy weet nooit wat volgende kom nie. Hy sal nog so slaan en dan draai hy om, maar up elbow hy jou, en hy het sulke weird goeters wat hy heeltyd doen. Hy's baie tricky, hy's baie kreatief, en sy distancing is masterful. Hy's amper soos Floyd Mayweather. Hy's altyd op die regte distance vir homself, om dit vir homself die beste te maak. En dit sukkel vir jou om naby hom te kom, want as jy van ver af inkom, hy breek jou aan mekaar, hy trap jou op jou knie. As jy verby daai eerste hurdle gekom het en jy's nog nader, dan begin eet hy jou met die elmboë en met die knieë, en dan is jy eers by hom te gryp of wat ook al. So, hy's 'n meester met die distancing. En dan die laaste ene is, hy is jonger, hy's 5 jaar jonger as Stipe, en hy het minder damage al in sy karier gevat. Hy's nog nooit knock-out nie, so hy het nog nooit daai breinskade gedoen nie. En dit is hoekom ek glo John Jones so 'n groot favourite is tussen die twee. Nou glo jy hy sal wen. Man, ek weet daar's baie John Jones fans in die wêreld, hardcore fans, maar mense met wie ek praat, wat van hom praat soos wat ons van Mike Tyson praat. So ek sal nie ons luisteraars beledig in daai opsig nie. Maar ons is eerlik, jou hart is waar jou hart is, en ek wil hê Stipe moet wen. Ek is nie 'n massive Stipe fan nie, maar ek wil hê Stipe moet hierdie wen. Hy is die natural heavyweight. Maar as ek moet geld opsit, sal ek maar my geld op Jones sit. Ja, dit voel ongelukkig voor John Jones te wen, maar dit gaan nie so wide, hoe kan ek sê, dit gaan 'n baie closer fight wees as wat mense dink. Ja, ek dink is disrespectful dat hulle vir Stipe so laag en besorg dat Stipe nie wen nie. Ja, ja. Wel, ek gaan vir Stipe. dit is nie seker net omdat ek wil hê hy moet wen. Onthou net, Skalk, John Jones is nou die GOAT, die greatest of all time. Maar hy het nog net een fight in heavyweight gefight, en daai ou teen wie hy gefight het, kan nie sy pad uit 'n nat kartonboks uitstoei nie. Hy's 'n striker uit en uit. Jones het hom grond toe gevat, hy het hom gedominate op die grond en hy het hom uitgechoke.
Ja, hy kan vir Stipe ook submit, maar dit gaan glad nie so maklik wees nie. Stipe is 'n wrestler en hy's 'n bokser. Hy het 'n goeie chin en hy gaan nie sommer net laat iemand hom op die grond neergooi en uitchoke nie. Is dit moontlik? Ja, natuurlik. Is dit moontlik dat Stipe hom kan grond toe vat? Ja, natuurlik. Ek dink Stipe gaan try om te staan en te boks en te bid dat hy hom moet hou gaan vang. Ek dink die Stipe gaan met hom wil stoei nie. Ja. Maar jy weet nooit nie. Ek kan makliker sien hoe Stipe kan wen. I can see a clearer path to victory. Hy knock hom uit. Hy land een mooi harde op hom, want Stipe het daai klas power. Hy het al ouens genock out going backwards. Die ou attack hom, hy gaan terug, boom, slaat hy hom met een shot uit. So hy kan vir Jones knock out met een shot. Hy sê heavyweight. Yep. Ek voel net daar's net te veel by mekaar in die groot prentjie. Sê vir my daar's 'n beter kans dat Jones. Maar ek is bly jy sê Stipe. Ons verskil met daai ene en ja, dit maak dit interessant. Okay, dis dit al. Dis al. Ons gaan huis toe. Ons sê bye, geniet alles. Sien julle volgende week. Vrede. Tot weersiens. Los in die comment section jou predictions vir Mike Tyson Jake Paul.